Goeiemôre. Het is so lekker om elkeen van julle te sien. Hallo, as ek jou nog nie persoonlik gegroet het nie, ek hoop dat hierdie diens werklik waar lekker saam met ons geniet. Dankie Justin vir daai awesome gebed. Yes, ons reageer nie vanuit vrees nie, maar vanuit liefde en selfbeheersing en krag. Amen, amen. Vanoggend, as ek die woord aanbidding sê, wat kom eerste by jou op? Gebed, offering. Ja. Song. Okay, daar was 'n goeie antwoord. Ons is nie reg of verkeerd vanoggend nie. Okay, ons gaan gesels saam. So, yes. Aanbidding en julle is reg. Die eerste iemand wat die eerste diens gedoen het, maak nie saak nie. Aanbidding is soveel meer as net wat ons op 'n Sondag hier beleef, reg? Dit is, nou ek klaar alles vergeet wat julle gesê het, maar dit is liefde, dit is offering, dit is dit is ook om saam dit te sing. Nou vir my, was dit vir 'n groot gedeelte van my lewe, was dit musiek. En saam sing, ek het in 'n musikale huis groot geword, ma en pa was albei in die band, ek was 6 dae van die week, was ek saam met my ouers by die kerk gewees, en partykeer 7 dae. En dit was omdat daar altyd iets was wat gebeur het en 'n orgelis of 'n gitaarspeler of iemand nodig gehad, dan was ek saam met my ouers daar. Ek en my boeties en my sussie, ons was almal daar. Ons weet almal in die kar. Ons almal het gejoin op 'n stadium. Seker vir 'n goeie tydperk van 2 jaar was dit net ons gesin wat die band gedoen het. Ma het orgel gechorrel, pa het basgitaar gespeel, op 'n stadium met my pa die aanbidding gelei. My boetie net ouer as ek het basgitaar gespeel, ek het gedrom. En dan my sussie het gesing en so nou en dan 'n tamboerijn geslat en my oudste boetie hy was die drummer voor my en toe het hy boude gewip. Maar in elk geval maar was dit 'n groot gedeelte van my lewe. En dit was my reference van aanbidding is worship. Maar hoe langer ek die Here dien, het ek agtergekom maar dit gaan veel meer as net die songs wat ek sing op 'n Sondag, of die liedjie wat ek oefen, of dit wat ek nou, die instrument wat ek nou bespeel. En dis waarom ons julle wil vra om op 'n 4 weke journey saam met ons te gaan, waar ons 'n nuwe preekreeks dan vandag afskop met die naam In Tune. Met ander woorde, om soos 'n instrument ingetune te word. Wie van julle het al gesien, as hulle die klaviere so instel? Nou 'n gitaar het 6 snare, 'n klavier het 3 snare per noot, so daar's 3 snare wat presies ingestem moet wees, en dan gaan hy na die volgende nootjie toe, en dan het hy so 'n lever wat hy so op en afstel, en so gaan ons vir die volgende 4 weke ons self kom instel, in tune wees met dit wat God in ons wil doen. Nou, wanneer ek en jy op 'n Sondagoggend wegspring met aanbidding. Vanoggend was die eerste liedjie se naam Vlekkeloos, en dit was 'n lekker tune, het 'n lekker ritme, maar is dit nie die aanbidding wat ek en jy skep? So ek en jy kom nie op 'n Sondag saam en hier skep ons 'n nuwe atmosfeer van aanbidding nie. Hier's wat ek wil kom sê. In Openbaring 4 en Openbaring 5 lees ons van creatures wat lyk, wesens, hemelse wesens wat lyk soos 'n os, en die een het 'n gesig van 'n mens en die een het 'n gesig van 'n leeu, en nou kan ek die laaste een onthou nie. Arend, hoe slim is julle? Arend, baie dankie. En hulle is nag en dag besig om, in ons terme nou, want die hemel is ewig, is hulle besig om te sing, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, hy wat was, hy wat is en hy wat sal kom. Dit hou nie op nie. En elke keer wanneer hulle dit begin sing, is daar 24 ouderlinge wat hulle krone van hulle kop afhaal en voor die Here neersit en laag buig, en dan sing hulle hierdie lied tot eer van die Here. So dis aanbidding wat konstant besig is. En wanneer ek en jy op 'n Sondagoggend hierso wegtrek, of wanneer jy sing in die stort, of wanneer jy sing in jou kar op pad werk toe met 'n lekker worship song, dan is ek en jy besig net om in te klim in daardie stroom van aanbidding. So dit wat die perfekte wat in die hemel is, die vrede, die sange, die lofprysing wat besig is om te gebeur, klim ek en jy net eenvoudig en ons begin saam met hulle God te aanbid. Maar dis nie net in lied wat ek en jy God kan aanbid nie. Een van julle het gesê dis 'n lewe. Ja, ek wil saam met julle kom uitroep vanoggend, dis 'n lewenstyl.
En hier kom Jesus in Matteus 6 en die disippels vra vir Jesus, Here, leer ons bid. En dan begin hy die Onse Vader vir hulle op te sê. En dan sê hy, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel en dan so ook op die aarde. Soos in die hemel, so ook dan op die aarde. So wat gebeur in die hemel heiliglik? Daar's perfekte vrede, daar's lof, daar's aanbidding, daar's perfekte heerskappy van God, waar hy sit op sy hemelse troon, wat besig is om te gebeur. En hier kom gee Jesus vir ons 'n sleutel tot om daardie vrede, daardie almagtige heerskappy van God na die aarde toe te bring. En nou sê hy vir ons, nou bid Jesus en hy sê, laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. En dit, wil ek sê, is wanneer ek en jy intree in 'n lewe van aanbidding. Dis wanneer ek en jy in tune kom met die lied wat in die hemele besig is om te gebeur. Nou as ek sê lied, dan is dit nie net 'n lied, maar die atmosfeer van heerskappy, die atmosfeer van perfekte vrede, die atmosfeer van perfekte liefde. Dis wat besig om te gebeur in die hemel, en God wil hê dit moet op aarde uitdrukking kry. Nou wanneer ek en jy in tune kom met daardie perfekte vrede, met daardie perfekte liefde, met daardie perfekte gesag of almagtige gesag van God, en ons begin dit uitdrukking te gee hier op aarde, dan is dit wanneer my liggaam en alles en my hele leefstyl uitdrukking gee aan aanbidding wat besig is om te gebeur. Maak dit sin? Maak dit sin? So, nou Paulus kom en hy sê iets soortgelyk. Hy sê in Efesiërs 5 vers 18 tot 19, julle kan saam met my lees, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Vir baie, en dit is so, ons moenie aan drank onsself oorgee nie, maar baie van ons staan stil by daardie versie, maar hy sê, nee, laat die gees julle vervul. Met ander woorde, soos wat drank beheer vat van jou liggaam en jy weet nie meer lekker wat jy doen en jy soos 'n jelly, né, jy gaan maar net. Kom sê Paulus vir jou hierso, wees vervul met die Heilige Gees en word beweeg deur die Heilige Gees sodat jy dan sê hy, sodat julle onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere sing met julle hart tot eer van die Here. Met ander, as jy nou bietjie daai versie uitmekaar uithaal en bietjie bestudeer, dan kom jy agter wat hy sê is, word vol van die Heilige Gees sodat jou lewe 'n simfonie kan wees, nie net teenoor God nie, maar ook teenoor mens. Dit wat in die hemele gebeur, ook deur jou op aarde kan wees. Met ander woorde, jou lewe raak 'n psalm, jou lewe raak 'n loflied vir die volgende persoon wat na jou luister. So, het jy al geluister na 'n simfonie? Het jy al gehoor, né? As net 'n viool speel, dan is dit okay, dis mooi. En as net die fluit speel, dis mooi, dan sal ook, dis die blaasgedeelte, ons het 'n blaasorkes, ons het 'n blaasinstrumente, ons het strykinstrumente en dan het ons ook 'n slagorkes, soos ons dit noem, die ouens wat die dromme slaan, 'n slag, so jy slat hom en dit maak ritme. Okay, so ons het nou nie 'n simfonieorkes nie, maar ons het ons worship team. Woehoe! En wat ons gaan doen oor die volgende paar weke, ons gaan vandag praat oor die ritme. So vandag se tema is ritme van aanbidding. Ons gaan praat oor die drum section. Okay, en dan wat is volgende week? Dan gaan ons praat oor die presence. As jy in hierdie atmosfeer praat en jy sê, man, die sang kort bietjie presence, dan weer die klank, man, ons bietjie die bass bietjie lig en die kickdrum so bietjie lig. Hy moet bietjie meer body kry, noem ons dit. Okay, so slat bietjie daai e-snaar vir my, net so once. Kan jy dit voel? Dis soos, dit voel net lekker. Jy hoor dit nie, jy voel dit hier binne. So Justin gaan volgende week daaroor praat. En die week daarna gaan ons praat oor die klavier. Dis melody. Nou, wie van julle het al 'n worship instrumental musiek aangesit? En op 'n partykeer is net akkoord, dan voel jy, wat 'n sang is dit? Maar die oomblik as jy melodie begin speel, dan hoor jy, ek kan hierdie sang uitken. En dan die laaste week gaan Rick Mouser met ons kom gesels oor die stem van God, die vocals, die woord van God. Okay, en hoe dit ons in tune kan bring met dit wat besig is om te gebeur, sodat ons lewe uitdrukking kan kry aan dit wat God wil doen, en ons hele lewe aanbidding kan wees voor God. Okay, is julle reg vir hierdie reeks? In tune. Tune mekaar om hier te wees op 'n Sondag. Okay, gaan jou in tune bring. So, nou,
wanneer ons 'n liedjie hoor en daar's nie lekker ritme nie, né? Kom ons hoor gou hoe klink dit. Praise the Lord, oh my soul, and praise the Lord, oh my soul. Okay, hoe was daai? Dis goed, dis soos 'n viool wat alleen speel en 'n fluit wat alleen speel en man, Ian kan sing, hierdie ou kan regtig sing, dis goed, maar dit kort bietjie oomf, dit kort bietjie presence and body, okay, en dit kort bietjie ritme, vir die ekstrovert voel dit nie, hierdie partytjie is flou, ons kort bietjie oomf, okay, so sit bietjie vir ons ritme by, dat ons net hoor, wat doen die dromme? Lekker wins! Alright, julle kry die vibe, né? Julle kry die gedagte. Ritme sit net oomf in 'n song. Dit hou die akoestiek speler en die elektriek speler en al die vocals en die basgitaar, dit hou alles bymekaar. En dit is soos ons geestelike lewe. Ritmes van aanbidding vra vir ritme. Geestelike dissiplines vra vir ritme op 'n gereelde basis te gebeur. Dis presies hoe my en jou lewe is. Van ons wat hier sit, en ek dink ons almal kan, selfs ek, kan assosieer met hierdie gedagte van, partykeer is ons geestelike ritmes, of geestelike ritmes van aanbidding, soos om 'n Bybel te lees, soos om te bid, soos om kerk toe te kom, partykeer is dit spot on. Nee, maar partykeer is dit ook vanuit 'n hart van, as ek hierdie doen, dan sal die Here. En ons gaan nou praat oor dit, en partykeer is dit soos my ma se breiwerk, knit one, slip one. Okay, hy vang 'n steek en dan, as jy weer sien, dan trek my ma alles uit, maar nee, ek het 'n steek laat val hierso. Okay, dan kom ons kerk toe, dan kom ons glad nie kerk toe nie. En ek verstaan van ons werke vra dit van ons, maar wat van ons geestelike dissipline, soos om jou Bybel te vat en net in te klim en die Bybel te lees, of tye van net om saam met God te wees, en net om te behold, en net te bid saam met hom, en die Here te vra dat hy jou lewe sal in tune bring, né? En dis waaroor hierdie reeks gaan. Vandag veral praat ons oor ritmes van aanbidding, en wil ek gou saam met jou kom kuier oor 4 ritmes wat ek en jy in ons lewe kan kom in lyn bring, sodat ek en jy konstant kan bewus wees van dit wat die Here nou wil doen in hierdie oomblik. Is dit jou begeerte om in tune te wees? Nee, ons wil nie uitpas uit wees met wat die Here besig is met doen, ons wil in tune wees met wat die Here in ons lewe doen. So die eerste een is ritmes van gebed. Nou ek weet, as ek nou sê gebed, dan sê jy, Marius, ek weet, jy gaan nou sê ons moet meer bid. En dit is so, ons moet meer bid. En dis wat ek nou wil kom sê oor dit wat ek nou aangeraak het, is, vir baie van ons wat hier sit, voel ons, as ek bid, dan sal die Here, dan sal dinge vir my goed gaan. Jy weet, gaan deur die loop van die dag, en dan kom jy by die aand, en was die dag sleg, en sê, die Here straf my nou. Is omdat ek die volgende gebid het nie. Nee, ek dink jy kan nie ver genoeg van die waarheid af wees nie. Gebed, voordat ons enigiets van God kan vra, voordat ek my lysie kan bring van versoeke en wat die Here vir my kan doen, gaan dit oor om God te aanskou. Ons sê dit baie van hierdie kansel af, en dit is dat God is nie net, Jesus is nie net 'n voorbeeld vir jou nie, maar hy is 'n voorbeeld van jou. En wanneer ek en jy God aanskou, wanneer jy in God se teenwoordigheid is, dan is dit asof ons damstrak is, né? Wie van julle het al, jy hoef nie jou hand op te steekie, maar ek dink aan daai oomblik, het jy al in God se teenwoordigheid, jy is net damstrak in daai oomblik, jy kan niks sê, jy kan niks doen, dit voel of jy niks hoef te sê nie, jy weet net, jy is in God se almagtige teenwoordigheid, en jy ervaar daai perfekte liefde, jy ervaar daai perfekte heerskappy, soos in die hemel, jy ervaar net God se alomteenwoordigheid, en jy weet dat alles oukei gaan wees. Het jy dit al ervaar in jou lewe?
Nou dit is wat gebed is. Heel eerstens, voor ons kom met ons lysies, is gebed beholding, om as prins in jou dag, in jou daaglikse ritme, 'n tyd uit te sit waar jy sê, ek kies in hierdie oomblik om my gedagtes en my hart en my siel en my aandag na die een toe te draai wat vir my kom net sê dat alles gaan oukei wees. Okay. So 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. So die Gees van God is hier binne in ons en ons besigtig Christus Jesus, en hierdie woord beholding beteken om aanhoudend 'n leefstyl te hê waar jy iets besigtig, waar jy met intensiteit iets aanskou of iemand aanskou om jou aandag soontoe te draai. Die kommentare verduidelik dit so. Hulle sê dis wanneer iemand by 'n sonondergang, en ons almal van ons wat hier sit dink ek hou van 'n beautiful sonsondergang. Veral daar by Bloubergstrand as die son 9 uur in die aand sak oor 'n Desember vakansie. En dan het jy die mooi oranje en Tafelberg waar daar is. Dan sal ek ure en ure, toe ek aan die Kaap nog was as 'n jong man, net staar en staar. Dan sal my ma sê, hey, kom, dit raak koud, klim in die kar. Nee, maar los ons wil net staar. En dit is die mooiheid van Jesus Christus, die teenwoordigheid van Jesus Christus. Kan jy die dag onthou toe jy jou hart vir Jesus gegee het? Daai blydskap, die vrede, die God se alomteenwoordigheid, man, alles was net top notch, want jy het hierdie vrede en liefde ervaar wat in die binnekant is, en jy kon nie ophou praat oor die goedheid en liefde van God nie. En dis wat die Here jou wil kom terugbring na elke keer wanneer jy tyd spandeer in gebed voor die Here, voordat jy jou lysies bring, voordat jy jou versoeke bring om net na hom te kyk en weer verlief te raak van vooraf. Nie net verlief nie, maar om lief net te raak vir die een wat jou geskaap het, vir die een wat jou gemaak het. En in daai oomblik, wanneer jy hom aanskou, dan verdwyn al hierdie benoudheid hierdie binne, dan verdwyn al die bekommernisse, dan verdwyn die gevoel van ek is nie goed genoeg nie, want in sy teenwoordigheid is jy goed genoeg. Nou in hierdie week, terwyl ek stoei met hierdie gedagte, het ek wil nie sê nog altyd nie, maar as ek my oë toemaak en ek sien half van my geestesoog, okay, dan ek het 'n tyd van gebed. So hier's ek by die Here. En dan is dit asof ek in my geestesoog kan sien, ek stap weg en nou is ek in my werk en nou doen ek my werk. En dan vanaand, voor ek gaan slaap, dan bid ek gou weer en spandeer net tyd saam met die Here en handel die dag op die regte manier af. En dis waar ons die fout maak. Ons kom skei hierdie twee wêrelde. Maar ons weet ons is gees, ons is siel en ons is liggaam. En ons weet dat volgens Romeine 8 ons leef van waar af? Ons leef eerstens van die gees af. Gees is prominent. Wanneer jy 'n kind van God het, is gees prominent. En as jy jou gees in die ritme kry van beholding, dan is jou gees konstant besig om te behold. Hy's konstant besig om God te sien. Hy's konstant besig om die mooiheid en die vrede en die liefde van God te aanskou. Daar's nooit 'n skeiding tussen hierdie twee nie. Aanbidding is wanneer jou gees konstant behold, en ek wil jou kom uitnooi in 'n leefstyl waar jy jou gees, waar jy jouself vat na 'n plek toe waar jy sê Gees is heeltyd in aanbidding voor God, en hy's besig om Christus, die perfekte voorbeeld van my en vir jou, besig om hom te behold, en dat jy konstant in daai plek is waar jy ten volle aanvaar is, ten volle vrede het, ten volle liefde het, ten volle gesag het oor die werke van die vyand. So wanneer jy dan op 'n maandagoggend kom, ek weet nie of jy dit al beleef het nie, maar jy klim in jou kar en sê, yes, ek gaan werk toe, ek sien uit na hierdie dag. Teen 10:00, né, is jou emosionele metertjie in die rooi, want jy het mails gelees en die baas vra en die telefone lui en jy's net kop onderste bo. Maar in daai oomblik moet jy dan bewus raak, nie van jou emosies wat beheer van jou kar wil neem, beheer van jou lewe wil neem nie, maar ruk jouself terug na, hey, ek is gees and I'm busy beholding. Laat daai vrede konstant binne jou wees. En wil ek jou uitnooi na 'n plek in jou lewe waar jy ritmes van gebed het, voor jy jou lysie bring, voordat jy jou gebedsversoeke bring, voordat jy al die goed het wat jy vir God wil vra, om eers net by hom te kom sit en net weer in sy oë te kyk en hom te behold, soos 'n sonsak wat net nooit ophou nie, en jy kan nie anders
as om net vir Jesus te kyk en hom te beleef en sy liefde en sy genade en sy goedheid wat net oor jou lewe kom spoel, oomblik na oomblik na oomblik. Onthou, dis aanbidding wat 24 ure 'n dag aan die gang is. Dit hou nooit op nie. God se goedheid hou nooit op nie. En jou gees, jy moet jou gees train om in daai oomblik heeltyd bewus te wees van die absolute waarheid dat jy sit in sy teenwoordigheid. Amen. John Piper sê, you become most like what you admire most. If you admire the glory of God most and all of this, you will become more and more conformed to that. Hoe mooi is dit? Ek en jy leef van hierdie plek van waarheid en aanbidding. Ritme nommer 2 is goddelike inspraak. Goddelike inspraak. En dit is, die woord van God. Ag, en ek het vergeet om die eerste diens dit te noem, maar ons het 'n vriend hierso in ons gemeente, sy naam is François, hulle sit altyd min of meer hierso. Maar François het 'n amazing getuienis van hoe hy tot bekering gekom het. Dink is verlede jaar toe Charlie Kirk daai assassination wat plaasgevind het. Kom ek die vers net. François was sy lewe lank 'n ateïs. Hy het nie geglo in Christus nie. Hy het gedink is nonsens, baie aggressief daaroor. En in daai oomblik toe die nuus van Charlie Kirk opkom, kom die Heilige Gees. Hy sê hy het net begin, hy het voor die TV gesit en net geweet dat dit waarvoor hierdie man geleef het, is die waarheid, is die absolute waarheid. En die Here red hom daar voor die TV. En hy kom tot bekering en die enigste ding wat hy weet, hy vat die woord, die Bybel, en hy begin te lees. En hy sê, Marius van toe af, nou September maand sal dit 'n jaar is dat hy die Here dien, so hy's nog 'n jong Christen. Maar hy sê vir my, Marius, ek kan nie anders as om my dag te begin in die woord. Ek kan nie anders as om my dag te eindig in die woord nie. Hy het God ontdek in die woord. En wil ek uitnooi na hierdie plek toe, saam met wat die skrywer van Kolossense 3 vers 16 vir ons sê, laat die woord van Christus ryklik in jou woon. Nou ek het bietjie die woord, jy kan dit self gaan doen, jy kan dit sommer net ek wil so eenvoudig sê soos Google, wat is die Griekse woord vir die in hierdie vers, dan gaan hy vir jou dit uitskop en vir jou sê die leksikon betekenis van dit, maar ryklik beteken in diepte en in oorvloed. So jy moet werk met daai woord. Hy sê nie oppervlakkige begrip nie. Hy sê maar diep geanker in die skrif. Ryklik beteken sonder beperking. Hou aan om die woord van Christus ruimte te gee om voortdurend en oorvloedig in jou te woon. Dis 'n ding wat continuously gebeur in jou binneste. Dan sê hy woon. Hy sê dis 'n permanente inwoning. Dis nie 'n bed and breakfast nie. Jy kom slaap net en dan gaan die woord en dan is hy nou weer uit jou lewe uit. Hy sê maar laat toe. Hy sê skep 'n ruimkamer. Skuif die goed op so 'n manier dat die woord van Christus, sy teachings in jou binneste kom woon. Kom familie wees binne in jou binneste. So laat toe. En dan sê hy, as hierdie twee woorde saamgesit word, dan sê dit, laat die woord so oorvloedig in jou woon, dat dit elke deel van jou lewe beïnvloed, gees, siel en liggaam. En dit is 'n voortdurende, aanhoudende handeling, wat hierdie skrywer vir ons sê van Kolossense. Die Midde-translation sê dit so, dieselfde vers, hy sê, let the word of Christ find a spacious home within you, an atmosphere of music. Every lesson is a reminder echoing in every song you sing, whether it be a psalm or a hymn or a song in the spirit. Grace fills your heart with inspired music to the Lord. Hierdie woord kom vat jou na 'n plek waar jy net nie anders as om te kan reageer in 'n sang teenoor die Here nie. Nie net 'n sang wat jy sing nie, maar 'n sang wat in jou lewe net resoneer teenoor God en teenoor mens. En dit, die woord van God, bring jou in 'n geestelike of in 'n ritme van aanbidding waar jy nie net God behuld, maar waar jy toelaat dat sy woord jou hart en lewe kom vul op 'n nuwe manier. Dis nie net meer daai saai sonnaskool, lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei nie, né? Is andersom.
Dis omdat hy jou so lief het, dis omdat sy genade so oorvloedig is, dis omdat hierdie worship song al vir ewig aangaan, dat ek nie anders kan as om net toe te laat, dat God net in my lewe kom inklim en woning maak binne in my lewe nie. Derde een is ritmes van gehoorsaamheid. Het julle al gehoor, baie predikers het dit al aangehaal gesê, gehoorsaamheid is die hoogste vorm van aanbidding. Dit al gehoor, of raak gelees dalk, maar dit word gebore uit 1 Samuel 15, waar koning Saul die opdrag gekry het deur die profeet Samuel om 'n spesifieke groepering, 'n volk te gaan uitwis, want hulle was nie regverdig teenoor Israel nie, en God sê, gaan wis hulle uit. Koeie, bokke, man, vrou, almal van hulle, wis hulle uit. En dan gaan Saul, en hy word oortuig deur sy manskappe, om die koning lewendig te hou as 'n wenprys, en al die vetgemaakte koeie en beeste, en noem dit wat jy wil, en skape en bokke, en dan hou hulle dit sodat hulle dit kan offer later vir die Here op 'n altaar. En dan kom Samuel by hom aan en sê, hoorie, het God dan nie gesê nie, wat is hierdie bokke en skape wat ek hoor blær? Het die Here dan nie gesê nie? En dan sê hy, nee, dis sodat ons hulle kan offer nou vir die Here. Ek het gedoen alles wat die Here vir my gevra het. Ek gaan hulle offer. En dan sê Samuel vir hom, gehoorsaamheid is beter as offerande. Gehoorsaamheid is beter as offerande. En wat hierdie beginsel vir ons kom leer is, veral in ons Nuwe Testamentiese wêreld, sê vir ons dat dit veel, ek aanskou Christus, en hy kom met sy woord, en hy impart met my hierdie vrede en heerskappy en perfekte shalom, maar maandag wanneer ek vanuit hierdie plek van aanbidding uitbeweeg na my werk, wat eintlik ook aanbidding is, en daar's nie vrug van dit wat ek gehoor het, ek tree nie in gehoorsaamheid op deur die Gees van God wat in my woon nie, dan beteken my sing absoluut niks. God nooi jou in 'n spasie waar jy nie getransformeer raak met jou oë en jou binneste nie, maar dat dit wat binne is ook uitdrukking kry in jou lewe, en dit is wanneer gehoorsaamheid aanbidding raak, wanneer jy toelaat dat dit wat God in jou hart kom deponeer, jy dit kan uitleef vir die volgende persoon. Hierdie Bybelkommentaar stel dit so, hy sê, to present your body as a living sacrifice means to fully coincide with the life of Christ in your human skin. Authentic worship is not defined by a style of music, but by a lifestyle that mirrors the design of your image. En in wiese gestalte is ek en jy geskape? Christus. Your body is the perfect vehicle to display the seamless union between spirit and flesh. Gees wat heers oor die vlees. Die vierde een is ritmes van gemeenskap. Hierdie wat ek en jy beleef. En ek weet, baie keer is dit net one slip one vir baie van ons, net omdat gesinslewe, dis waar my vrou vanoggend is, sy is vanoggend saam met 'n linke by Gauteng netbal. So ek verstaan dit wanneer die lewe kom die maan sit op jou as mens en jy nie hierdie byeenkomste kan bywoon nie, maar wil ek jou nooi om betrokke te raak by 'n klein groep, raak betrokke by 'n vrouegroep of 'n manne Bybelstudiegroep. Ons gaan nou weer van nuwe kwartaal af gaan Peer vir ons 'n Bybelstudiegroep bymekaar sit. Maar raak net iewers betrokke waar jy deel kan wees van hierdie familie. 'n Christen wat alleen is onnatuurlik vir die Gees van God. Dit bestaan nie. Hy het nog altyd, van Genesis tot nou toe, het God nog altyd gewerk in groepe. Hy sê 'n volk, 'n familie, 'n gesin, die liggaam van Christus. Dis die wessel wat God kies om deur te werk. En wil hy sy liefde en toelaat dat sy liefde en genade uitdrukking kry vanuit my, vanuit jou, na mekaar toe. Dit is hoe ons die aarde gaan vul met God se heerlikheid. Hebreërs 10 vers 24 tot 25 sê, laat ons na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde, goeie dade, en moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly, soos party die gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan. Sien, dit het nooit gegaan oor ek en jy wat hiernatoe kom om iets te ontvang nie. Dit was nog altyd om dit wat jy in die week behuld het, hiernatoe te bring, sodat die ou wat langs jou sit, daardeur bevoordeel kan word. Die Bybel sê, een sal kom met 'n psalm, die ander een sal kom met 'n woord, en het hulle mekaar in mekaar se lewens geïnvesteer. Daar in ons klein groepe,
Man, ons wil hê dat die Gees van God so tangible daar moet werk en julle mekaar sy lewe moet inklim en hoor hoe gaan dit. En dit was nog altyd die manier waarop God gewerk het. En wanneer ek en jy opdaag, wanneer ek en jy die volgende persoon bedien, wanneer ek en jy ons ore beskikbaar stel sodat daai persoon net emosioneel kan afpak, wanneer ek en jy kies om 'n druk te gee om te sê, hey, ek is hier vir jou, of 'n mealtrein te maak en te sê en af te gaan laai en sê, hey, ek dink aan jou in hierdie week, eet lekker. Dan raak jou lewe aanbidding vir God wanneer jy uitreik na die volgende persoon toe. So, kom ons wrap dit op. Vanoggend wil ek jou kom bemoedig en sê, hierdie ritmes van aanbidding is nie sodat God jou kan lief hê nie, maar dis 'n reaksie op God se liefde vir jou as mens. Dink jy nie dat ons aanbidding baie keer is agterse vorm, ons aanbid 2 vinnig, 3 stadig en dan okay, nou soos in die teenwoordigheid van God. Nee, ek en jy klim eenvoudig in die teenwoordigheid van God in en laat toe dat dit wat in die hemel is, uitdrukking kry deur jou en my lewe. Romeine 12 sê die volgende, beloved, en is die Passion Translation, hy sê, beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? To surrender yourself to God, to be His sacred living sacrifice, and live in holiness, experiencing all the delights His heart. For this becomes your genuine expression of worship. En wil ek jou nooi om in hierdie oggend net saam met my op te staan. En as jou ritmes, staan so lank terwyl ek praat, en terwyl jou ritmes, dalk is jou ritmes van aanbidding bietjie net van slip van soos my ma se breiwerk. Nooi God jou net weer in 'n spasie in vanoggend. Dis sy genade wat uitreik na jou, wat uitreik na my toe en sê, hey, kry daai ritmes van genade en kom sit by my voete. Laat toe dat my woord in jou kom woon. Laat jouself toe in 'n spasie waar jy nie net dit sien en hoor nie, maar dat jy gehoorsaam wees aan dit en waar ek en jy uiteindelik in 'n groep soos hierdie by mekaar kom en in mekaar se lewens begin investeer. Daar wees staan, wil jy net vir 'n oomblik jou oë toemaak en net sê, Here, hier is ek. Hier is ek, kom werk in my soos wat U wil.